Goeiemôre mense, my naam is Michelle. Ek kom groet julle in die wonderlike naam van Jesus en ek welkom julle by hierdie program vandag. Die woord sê in 1 Johannes 14 vers 6: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Laat Jesus vandag jou kanaal wees tussen jou en God en maak net staat op hom in elke liewe afdeling van jou lewe. Vandag gesels ek oor die eie ek en wat God van ons verwag as gelowige. Jy kry baie mense wat sê hulle glo in Jesus, maar die duiwel glo ook in Jesus. Maar die enigste verskil is dat 'n gelowige gehoorsaam God se woord. Hulle aanvaar hulle geskenk van, die Engelse sê van salvation, vir jou redding is 'n geskenk deur Jesus wat aan die kruis gesterf het. Maar deur hom sy liefde, so hy sy liefde vir ons gewys het, maar hoe ons liefde vir hom wys is deur om sy woord te gehoorsaam. Die grootste vereiste wat God van ons verwag is om in Jesus te glo. En hoe doen ons dit? Om onsself te verloon. Ek het bietjie gaan kyk wat dit beteken. In die Woordeboek sê die volgende: verloon beteken afstoot, misken, ontken, verraai, versaak, verstoot, vervreem, verwerp. Jy sal jou eie begeertes, regte, drome ensovoorts moet verwerp om Jesus te volg. Dit beteken elke besluit wat jy wil neem, moet jy God gaan vra. Jou toekoms wat jy beplan, moet jy opgee, want jy moet dit in Jesus se hande oorlaat. Jy het dit so geniet om te sê wat jou toekom, moet jou mond begin hou. Jy kan nie meer doen wat jy wil nie en jy kan nie meer sê wat jy wil nie. Matteus 16 vers 24 tot 26. Toe sê Jesus vir sy disippels: as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die moontlikheid om hulle lewens te verloor was baie werklik vir die disippels en Jesus. Ware disippelskap impliseer werklike toewyding, die belofte van 'n hele bestaan aan sy diens. As ons probeer om ons fisiese lewe van dood, pyn of ongemak te red, kan ons die ewige lewe verloor. As ons onsself beskerm teen die pyn wat God ons roep om te ly, begin ons geestelik sterf. Ons lewens draai na binne en ons verloor ons beoogde doel. Wanneer ons egter ons lewe in diens van Christus gee, ontdek ons die werklike doel van die lewe. In werklikheid is hierdie lewe net die inleiding tot die ewigheid. Hoe ons hierdie kortspan leef, bepaal ons ewige toestand. Wat ons op aarde opgaar, het geen waarde om die ewige lewe te verkry nie. Selfs die hoogste sosiale of burgerlike eerbewyse kan ons nie toegang tot die hemel besorg nie. Evalueer jou lewe vanuit 'n ewige perspektief. Nie eers Elon Musk se geld kan jou red nie, en moet ook nie staat maak op 'n kruisoomblik nie. Mense is geneig om die dief op die kruis as voorbeeld te gebruik, maar hulle is nie 'n kruisoomblik gewaarborg nie. Jy kan nie so dobbel met jou lewe nie. As jy die waarheid weet en besluit om nie so te lewe nie, dan gaan jy die nagevolge dra. Niks maar niks op aarde moet vir jou belangriker wees as Jesus nie. Die harde woorde staan in Matteus 10 vers 37 tot 38. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy kruis opneem en my volg. Hy wat sy kruis nie opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. In die brief gee Paulus riglyne vir Christendom in praktyk en hy gee dit op grond van die groot ontferming van God. Jy wat weet dat God jou vrygespreek het, hier word nou uitgespel hoe die feit dat jy vryspraak ontvang het, uit jou alledaagse lewe moet bly.
Reeds in die Ou Testament het God duidelik gemaak dat die offer van 'n dier net 'n simbool is van die aanbidder se selfoorgawe aan die Here. Spoedig het dit egter die selfoorgawe vervang, ten spyte van die feit dat die Here duidelik geëis het dat hy 'n gelowige hart ver bo offerhande verkies. Jy moet jouself as lewende offer tot beskikking van die Here stel en jou deur die Gees laat beheers en nie meer deur jou natuurlike geaardheid nie. Romeine 6 vers 12 tot 13 sê, moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Ek gaan dit weer lees. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Vir die gelowige het die alleenseggenskap, die baaskap egter na God toe geskuif en daarom staan jy as gelowige onder die verpligting om met Jesus, om met alles wat jy is en het, met elke deel van jou liggaam in diens van God te staan, bereid en gereed om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Soos 'n goeie slaaf is jy gehoorsaam aan jou eienaar, God, en jy wil graag doen wat hy wil hê. Hy het jou immers as 'n eiendom gekoop met die bloed van sy seun. Die begeertes van jou sterflike aardse bestaan is jou ou natuurlike geaardheid, jou ou mens. As jy sommer net doen waarvoor jy lus is jy gehoorsaam aan hierdie ou natuurlike geaardheid. As kind van God moet jy alleenseggenskap in jou lewe erken, moet jy eers dit wat jy van nature wil sê en doen, toets aan wat God wil hê, wat hy wil hê jy moet doen. Dit klink verskriklik, maar Jesus is dit werd. Ons is niks sonder hom nie. Kolossense 3 vers 5 tot 10 sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mens wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat en vloek. Vuiltol moet daar nie uit julle mond kom nie en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou in die lewe van 'n nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Ons moet besef dat ons die dinge in ons lewe moet doodmaak wat ons nog aan die ou aardgebonde lewe vasbind, byvoorbeeld onsedelikheid, onreinheid, weliste, begeertes en gierigheid. Dit is nie maklik nie en daarom moet ons elke dag doelbewus besluit om God se norme en waardes te lewe en op die krag van die Heilige Gees te vertrou. Jy kan nie meer in jouself vertrou as jy jou eie ek teen die kruis vasgespijker het saam met Jesus nie en weer opgestaan het saam met hom nie. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Die ou Afrikaanse vertaling sê as jy voorhuwelikse seks het, dit is jou eie ek wat intree, dan noem hulle dit hoerery. As jy voorhuwelikse seks beoefen, is die Heilige Gees nie deel van jou nie, en dan val jy in jou eie begeertes in. En ek praat altyd oor voorhuwelikse seks, omdat dit 'n groot deel was van my eie lewe. En ek weet wat se implikasies het dit in gees en in vlees. En die feit dat ek 'n kind daar uitgewek het, verduidelik geestelike manifestasies wat ook in my kind is, waarvoor hy nie gevra het nie. Maar ongelukkig is hy 50% van my en 50% van sy pa. En daar kom geestelike, hoe kan ek sê, daar kom geestelike beproewings oor jou pad deur hierdie hele situasie, want dit is nie in die orde van God om voorhuwelikse seks te hê nie. Ja, ek was daar en ek het dit gedoen en ek is al 6 jaar vry van my hoerery af. God is my getuie, God is my genadig en seën my met geen begeertes om enigsins saam met 'n man omgang te hê nie. Die Heilige Gees maak my sterker en hy is sterker as ek.
My lewe is 'n heilige lewendige offer aan God. 1 Johannes 4 vers 1 tot 5 sê, omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede toe julle nog heidene was, is julle lewe lang genoeg beheers deur julle eie heidense begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartytjies en afskuwelike afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Met hierdie paragraaf beklemtoon Petrus dat juis omdat Christus gelei het, onverdiende lyding vir die gelowige onvermybaar is. Die gelowige moet dus die regte verwagting ten opsigte van die toekoms hê. Lyding moet hom nie ontkant vang nie, moedeloos maak of in vertwyfeling laat kom nie. Eerder, en dit is waaroor dit eintlik in hierdie paragraaf gaan, moet dit as 'n bewys vir jou dien dat jy met die sonde afgereken het. Jy is op die regte pad. Verder beklemtoon Petrus dat die nuwe bekeerling dit moet verwag dat sy eerstydse vriende hom sal beswadder. Hy moet egter nie daaroor moedeloos word nie, want sulke beswadderaars sal aan God rekenskap moet gee. Die gelowige moet weet dat die mens jou net liggaamlik kan skade aandoen en jou liggaam gaan in elk geval sterf. En jy kan egter verseker weet dat jou gees lewe soos God. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As mens die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Die Christene word ernstig gewaarsku om nie die sondige wêreld of die dinge van die wêreld lief te hê nie. Dit beteken beslis nie om jou van die wêreld af te onttrek nie, maar om juis in die wêreld die wil van God te doen. Die Christene moet veral waak teen fisiese luste, materialisme en obsessiwiteit met selfverheffing. Gaan lees gerus Galasiërs 5:24, Romeine 6:1 tot 6 en Kolossense 3 vers 1 tot 2. Efesiërs 5 vers 1 tot 2 sê, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Soos wat kinders hulle ouers se voorbeeld navolg, so moet ons Christus navolg. Omdat hy ons liefhet, het hy homself as offergawe gegee sodat ons kan lewe. Jy moet ook lief hê, nie maar net die wat jy van nature lief hê nie, maar juis ook wanneer jy jouself moet kruisig. Titus 2 vers 12 sê, dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te lewe. 1 Johannes 2 vers 6 sê, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Dit is onmoontlik om 'n lewe te lewe wat Jesus gelewe het in die Bybelse tyd. Hy is die gestuurde seun van God, wat vir ons sondes gesterf het. As ons vandag wil lewe soos Christus in die eerste eeu geleef het, beteken dit dat ons sy voorbeeld van volkome gehoorsaamheid aan God en liefdevolle naaste diens moet volg. Romeine 13:13 tot 14, ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort, maar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen onsig en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Galasiërs 6 vers 14 sê, maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Daar is baie versoekings en aanloklike praktyke en standpunte in hierdie wêreld. Daar word elke dag op subtiele wyse druk op ons uitgeoefen en ons word van alle kante af op 'n bedekte wyse geïndoktrineer om aan ons sondige natuur toe te gee.
Daar is net een manier waarop mense en jy van hierdie vernietigende invloede kan ontsnap. Die besef dat jou eie mens saam met Christus aan die kruis gesterwe het, en dat dit nou nie meer jy is wat lewe nie, maar Christus wat in jou lewe. As jy op 'n ander manier, as die weg van die kruis probeer om jou lewe reg te ruk, sal jy misluk. Eers wanneer jy saam met Christus gesterf het, word die Gees baas in jou lewe en word jy 'n nuwe mens. Daarom mag jy, soos Paulus, nie toelaat dat iets of iemand die plek van die kruis van Jesus inneem nie. Gaan lees gerus Galasiërs 2 vers 19 tot 20, Filippense 3 vers 7 tot 9 en Deuteronomium 30 vers 19 tot 20 en ook Romeine 8, 17 tot 18. Jakobus 1 vers 3 tot 5 sê, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. Luister mooi. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Die gelowiges maak maklik op die aantuiging om te sê dat God al die teëspoed en swaar kry oor hulle lewe bring. Jakobus stel duidelik dat mense nie die skuld vir God kan gee nie. 'n Mens sou verwag dat hy die skuld vir die duiwel gaan gee. Hy doen dit egter nie, maar hy wys met sy vinger na die gelowige, na jou en na my. As jy verlei word, is dit jou skuld. Dit is jy self wat aan jou begeertes toegee. Moenie jou probeer verontskuldig deur die skuld vir die duiwel of vir God of vir iemand anders te gee nie. Dit is jou keuse om terug te val in jou eie sondige natuur. Ons is in 'n sondige wêreld ingebore. Dit is hoekom baie mense sê, ek is so gebore. Ja, jy is so gebore, want jy is in 'n sondige wêreld ingebore. Maar dit is hoekom in Johannes 3 vereis Jesus, waar hy met Nikodemus praat, jy moet wedergebore word, voordat die Heilige Gees binne jou kan kom. Jy moet jou ou lewe agterlaat, voordat die Heilige Gees 'n nuwe lewe in jou maak. Matteus 24:13 sê, maar wie tot die einde volhard sal gered word. Jesus het voorspel dat sy volgelinge wrede vervolging moet deurgaan. Hulle kon egter altyd aanhou hoop, selfs te midde van die ergste versoekings, want hulle het geweet dat hulle reeds verlos is. Beproewings en verdrukking skei die ware Christene van die mooi wees Christene. Moet nooit toegee aan die druk en jou rug op Christus draai nie. Lewe altyd vir hom en moet nooit vergeet van die beloning wat wag op die wat volhard nie. Romeine 8 vers 8 sê, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. 2 Korintiërs 5 vers 9 tot 10. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Galasiërs 5 vers 19 tot 21 sê, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, riesies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle voorheen gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6 sê, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar. En wie is die vader van die leuen? Satan. En die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Hoe kan ons seker wees dat ons in verhouding met Jesus Christus leef? Hierdie paar verse sê vir ons hoe om dit te toets. 'n Christen is naamlik iemand wat doen wat Christus hom beveel om te doen en lewe soos Christus wil hê hy moet lewe.
Wat sê Christus vir ons om te doen? Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê. Opregte Christelike geloof lei tot gedrag wat van liefde getuig. Dit is hoekom Johannes sê dat mens aan jou gedrag kan sien of jy aan Christus behoort of nie. Dit is die vrug van die Gees. Die toets is of God sy doel met ons lewens bereik en dit word sigbaar wanneer ons sy doel met sy seun gehoorsaam. Dit wil sê wanneer ons doen wat Jesus ons beveel om te doen. God kan nie in ons lewens werk as ons eie wil oorneem nie. Hy het ons geskape in sy perfekte beeld. Dit wil sê, net soos wat hy sy wil het hy vir ons eie wil ook gegee. Satan en 'n derde van die engele is soos 'n weerligstraal aarde toe gestuur, omdat hulle nie vir God wou knie buig nie. Jy kan dit gaan lees, Lukas 10 vanaf vers 18. My raad aan jou vandag is, dat jy jouself saam met Jesus aan die kruis vasspyker. Dit is nie maklik nie, en dit is 'n daaglikse struggle, maar berou, bely en gaan voort. God kyk na jou hart, hy weet of jy opreg of vals is. Maar of jy voel jy is opreg of vals. As jy sê jy ken hom en in moedswillige sonde lewe, moedswillige sonde doen, dan is jy nie opreg van hart nie. Here, vandag was 'n harde les, woorde wat seer maak en tot in murg in been en siel sny. Maar Psalm 119 vers 105 sê u woord is die lamp vir my weg, wat vir my die pad wys, en u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. U woord is nie swaar vir my nie. Wat Jesus deurgegaan het op die kruis is die swaarste swaar wat enige iemand anders al ooit beleef het. Dit is hoe lief u die wêreld het. Help elkeen vandag wat hier luister om in u te sterf en op te staan en te lewe vir u. Dit is die minste wat ons kan doen. Net deur u karakter te ken het ons geen ander keuse nie. Help ons om op ons eie sondige natuur neer te sit en die wedloop tot die einde deur te maak. Help ons om die laste wat ons dra van die wêreld af te gooi en dit vir u te gee. Ek bid dit in Jesus Christus se groot en almagtige naam. Mag u perfekte wil geskied. Amen. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê en kies vandag die pad saam met Jesus. Dis nie 'n maklike pad nie. Maar as Jesus môre moet kom en jou lewe is nie reg nie en jy het nie die Heilige Gees binnekant jou nie. My vriend, dis nie vir my om te sê nie, maar jy kan nie 'n lewe in moedswillige sonde in jou eie ek lewe en verwag jy met hemel toe gaan nie. Die pad na die hemel is smal en die pad na die ewige verderf is breed en baie mense gaan daardeur. Kies die moeilike pad. Jesus het ook gelei op orde. Niks spring ons vry. Net omdat ons sê ons glo in Jesus, beteken dit nie ons gaan 'n maklike lewe hê nie. Maar dit is die moeite werd, want die ewige lewe wat kom, is die moeite werd. Hardloop die resies tot en vol einde vir die prys wat kom aan die einde. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê.